Goeiedag en welkom by nog op die tafel saam met Dani en Caleb. Dani, dis so lekker om weer vandag saam met jou te wees. Hallo Caleb, ons bid en glo dat hierdie op die tafels vir mense iets sal beteken en vandag het ek hierdie hoop in my hart dat hierdie goed nie net gesprekke op die tafel sal wees nie, maar dat dit in die harte sal ingaan. Ja, en 'n verskil sal maak. Verseker. En Dani, ons is nog steeds in ons hier en nou reeks. Ons is amper op die einde van die reeks. Ek kan dit nie glo nie, hoe vinnig tyd verbygaan nie. Maar Dani, Sondag het jy met ons gesels oor die tema my verlosser. En wat vir my uitgestaan het, was die feit dat as ons nie ons pyn aan God gee nie, dan word dit 'n wortel. En daai wortel word later 'n vesting in ons lewe. En ek wil jou vandag vra, wil jy vandag dit dalk net bietjie verder oopbreek, hierdie vestings wat in ons lewe plaasvind as ons nie die pyn reg oorgee nie? Ek dink ek moet net so tree teruggaan. Okay. Wanneer ons in die kerkwêreld oor vestings praat, koppel mense gewoonlik binne en veral in charismatiese kerke dit aan demone. En 'n kind van God kan nie 'n demoon hê nie. So ek gee nie om wat se comments hulle maak nie, die skrif is duidelik daaroor. Daar's een God, een Here in jou lewe en Jesus Christus as jou verlosser. Maar daar kan vestings in 'n kind van God se lewe plaasvind. En hierdie vestings is 'n leuen wat vir jou soos 'n waarheid voel. As jy leuns te lank glo, word hy vat wortel en dan word 'n vesting. En 'n vesting is iets wat opgerig is teen die waarheid van God. So. En so baie van ons leef met goed binne in ons wat ons donker laat voel, wat opgerig is teen die waarheid van God. Yes. Want die waarheid van God oor jou, Caleb, is jy sy geliefde seun. Ja. Jy sê laaitie, hy's lief vir jou. En so min mense kan dit glo, want hulle glo hulle is 'n sondaar. Hulle glo ek is 'n gebroke mens, ek is stikkend. Ons hang aan daai wat van Korintiërs wat sê, as ons in Christus is ons 'n nuwe skepsel. Ja. En dan daai lekker woorde, ek wil dit vir jou sê, kyk, die nuwe is hier. En ek wil vandag vir die luisteraar en kyker sê, kyk, die nuwe is hier, dis op die tafel. Vir jou om te vat. En te glo, Korintiërs 10, en ek gaan vinnig daaroor praat, 2 minute. Hy sê ons leef wel in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike middele nie. Hoor nou, die wapens van ons stryd is nie mensgemaak nie, maar dis kragtige gevegstoerusting van God wat vestings vernietig. Ja. Hoor nou, wat is die vestings? Daarmee vernietig ons argumente as ook elke skans wat teen die kennis van God opgerig is. Dis gedagtes. En daarom moet ons wat Filippense sê, doen. Hy sê, jy moet elke thought, elke gedagte capture en dit gehoorsaam maak. Dis wat ons moet doen. Ja. Dis daai, ek gaan nie langer hierdie, kan ek dit maar kree uitdruk, gemors in my denke vashou nie. So. Ek gaan glo alles wat waar is, alles wat eerbaar is. Ek gaan glo alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat deeg en lof daar mag wees. Bedink dit. Ja. En dit breek vestings. Ja. Ek het nie nodig dat iemand vir my hoef te bid nie. Ek het nie nodig dat iemand iets uit my hoef te dryf nie. Ek vat hierdie gedagtes en ek sê, Here, soos Dawid, deurgrond my o God. En kyk of daar nie by my 'n weg van smart is. So. En dan word ek daai gedagtes gevange. En ek breek daai vestings in my lewe en ek leef 'n nuwe skepping met 'n nuwe mindset. Dis op die tafel om gevat te word. Ja, Dani, baie dankie. Ek hou daarvan dat jy teruggaan na Dawid toe, want dis wat ons deur hierdie hele reeks wil doen, is 'n reis deur die psalms. Ja. En Dawid het soveel keer deur hierdie dinge gewerk en ek hoop julle hoor iets vandag, dat hierdie wat Dani vandag met ons gedeel het, kan jou lewe radikaal verander, mits jy dit begin toepas in jou lewe. Mits jy sê, ek vat hierdie vandag, en ek vat daai gedagte gevange, en ek sê, dit het nie plek in my lewe nie. Ja. Dani, baie dankie, dat jy dit vandag vir ons so mooi oopgebreek het. Dis lekker. Ek hoop ons sien jou volgende week op die tafel. Sien julle volgende week.